lekker om julle weer te sien. Ek is vandag in die vakansieby. En ek het besluit om lekker hier buite in die natuur te sit en te ontspan en alles te geniet. Sjoe, dit is darem al lekker om buite te wees. Hier is wolke in die lug, daar's bome, daar's voeltjies, daar's plante, daar's insekte. Alles is so mooi. Maar ag julle, nou dink ek nie ek gaan verder kan ontspan nie, want terwyl ek so lekker gedink het aan al die goed wat hier in natuur is, het ek nuuskierig geword en ek het begin wonder wie al hierdie mooi goed gemaak het. Weet julle wat, as ek goed koop, soos speelgoed en klere en allerhande sulke tipe goeders, is daar gewoonlik 'n labeltjie of 'n plakkertjie of 'n dingetjie op wat sê wie dit gemaak het of waar dit gemaak het. Ek wonder of dit dieselfde is. Soos my sonbril sê, sien julle, daar's geskryf, dit sê made in China. My hoed het ook 'n labeltjie in en dit sê made in Taiwan, en ek het 'n oulike perdjie, dit is oulik, nee, en hy het ook 'n merkie op wat vir my sê, ook made in China, so dit sê vir my so bietjie, waar al hierdie goed vandaan kom, en wie dit gemaak het. Ek wonder of dit dieselfde werk in natuur. Ek wonder of plante en bome en voeltjies en diere en goggas en allerhande van hierdie goed wat ons in natuur kry, ek wonder of dit 'n merkie of 'n stiekertjie in het wat ons kan vertel wie dit gemaak het. Ek dink ek gaan sommer nou kyk. Hier's 'n plant hier langs my. Kom ons kyk of daar iets is wat vir my kan sê wie dit gemaak het. Dis 'n mooi blaartjie, maar julle, daar's niks daarop wat vir my sê wie hierdie pragtige mooi rooi plant gemaak het nie. Maar dalk is dit net hierdie plant, dalk is daar iets anders wat ek kan kyk. Wat is hier nog in natuur wat ek kan... Daar's 'n wurm! Dalk is daar 'n kolletjie of 'n merkie of 'n dingetjie op daai wurm wat vir my kan sê wie dit gemaak het. Kwee! Kwee! Ek sê, wat maak jy met my kos? Niks eintlik nie, ek kyk maar net na, ek probeer maar net kyk of daar nie 'n merkie of 'n dingetjie op is wat vir my kan sê wie hierdie mooi wurmpie gemaak het nie. Hoekom wil jy weet? Hoekom? Jy kan dit nie koop nie, dis voëlse kos daai. Nee man, ek wil dit nie koop nie, ek wil net weet wie dit gemaak het, want dit is so oulik. Kwee. Dis 'n vreemde vraag. God het alles gemaak. Wat rarig? Hoe weet jy dit? Maklik. Ek lees dit in die Bybel. In die Bybel? Wel, as God alles in natuur gemaak het, dan moes dit hom seker baie lank gevat het. Nee, net 7 dae. Wat? Net 7 dae? Net 7 dae? Maar ek het al 'n tydmasjien gebou en ek het 'n kosmasjien gebou en elkeen van daai goed alleen het 'n klomp maande gevat om te bou. Hy moet seker baie groot en almagtig wees om dit net in so kort tydjie te kon gedoen het. 'n Tydmasjien. 'n Tydmasjien. Nee wat, hy het maar net gesê kwee en dit was alles. Wat? So hy het net gepraat en toe het al hierdie goeters ontstaan. Ja. Wow, dit is amazing. As jy dan so baie van dit wil weet, hoekom lees jy nie self in die Bybel daarvan nie? Ek het nie eers daaraan gedink nie. Dit is mos nou vir jou 'n goeie idee. Ek dink ek gaan sommer nou my Bybel haal. Ek's nou weer terug, maat. 2 sekondes. 2 hours later. Hallo maats. Julle is weer terug en ek ook. En hierdie keer het ek my Bybel by my. En weet julle wat? Ek het skaars die Bybel oopgemaak toe kry ek alles wat ek gesoek het. Hier in die heel eerste boek van die Bybel, wat se naam Genesis is, kry ons alles wat ons wil weet oor die skepping. Nou ek het al baie van hierdie goed gelees, maar ek gaan met julle nou deel wat God in daardie 7 dae gemaak het van die skepping. Die eerste een sê hier op dag 1 het God lig en donkerte gemaak. Nou ek wys na die lig toe want dit is lig. En ek druk my oë toe vir die donkerte. Op dag 1 het God lig en donker gemaak. Op dag 2 het God die
hemel en die aarde gemaak. Nou, hoe gaan ek dit wys om dit te onthou? Op dag 2 het God dan die hemel en die aarde gemaak, want ons staan ons op die aarde en die hemel is daar bo in die lug. Op dag 3 het God die see en die land gemaak. Op dag 4 sê dit, het God die son, die maan en die son en die maan en die sterre gemaak. Op dag 5 het God die voëls Kwee. en die visse gemaak. Op dag 6 het God die mense en die ander diere gemaak. En dan sê dit hier op dag 7 het God gerus. Maar wag so bietjie. God is groot en almagtig. Ek het nie gedink hy sal ooit moeg word nie. Hoe werk dit? Kwee, 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 kwee. Kwee, 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 kwee. God kan nie moeg raak nie. Kom ek verduidelik dit so. Okay. Een week het 7 dae. Ja. God het die skepping in 7 dae gemaak. Ja. Vir 6 dae lank werk mense soos wat God gewerk het. En dan Okay. gee God 'n 7de dag vir mense om te rus en om met hom te praat en om tyd met hom te spandeer. Wow. God is baie slim. Hy het regtig aan alles gedink. Selfs om vir die mense 'n dag van rus te gee, al het hy nie self rus nodig gehad nie. Sjoe. Jo, dit is baie amazing, nee. Nou maats, ek is so bly dat julle vandag so mooi saam met my geleer het van die skepping en van hoe God alles in 7 dae gemaak het. Maar nou gaan ons oorbeweeg na ons onthouversie toe en dan as ons daar klaar is, gaan ons lekker 'n liedjie saam sing. Maar voordat ons daar kom ons maak gaan ons oor toe en dan bid ons saam. Here Jesus, baie dankie vir al hierdie nuwe goeders wat ek vandag kon geleer het. Dankie dat ons weet dat U so groot en almagtig is, dat ons elke liewe minuut van elke liewe dag nog steeds nuwe goed van U kan leer. Help ons Here Jesus om mooi U skepping op te pas en daarvoor te sorg en om U hart bly te maak met alles wat ons doen. Help ons ook om U trots te maak met die manier hoe ons ook ander mense hanteer en behandel en help ons om nooit te vergeet hoe groot en almagtig U is nie. Dankie vir alles Here Jesus. Amen. Vandag se onthouversie kry ons in die Bybel in die boek van Genesis, in Genesis 1 vers 1. En in Genesis 1 vers 1 sê dit: In die begin het God alles gemaak. Kom ons sê dit gou weer. Genesis 1 vers 1. In die begin het God alles gemaak. Greatest day in history. Death is beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave. Life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. Oh, He's alive. And oh, happy day, you washed my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Forever I am changed. When I stand in that place, free at last, meeting face to face, I am yours, Jesus, you are